Ons sou kon vra, wie en wat is die mens? Here, dat U met hom of haar 'n verhouding sou wou hê. Dat U enige gebore seun sou gee, as 'n offer, 'n ewige offer, maar 'n dieroffer vir ons sondes. Ons wat so ontrou en rebelleer teen U, elke dag van ons lewens. Here, en dan kan ons vra, wie is ons of wat is ons, dat U met ons sou wou kommunikeer. Here, die sonde bring skeiding tussen God en mens. Die sonde bring skeiding tussen mens en mens. Dit vertroebel, dit verbreek verhoudinge. Want dit is van die duiwel af. Dit is nie van U nie. Maar Here, ons vra dan vir U, deur die Heilige Gees, kom verwyder in hierdie oomblikke daai goed wat skeiding mag maak in ons koppe of in ons harte. Wat ons ore toemaak, laat ons nie hoor wat U vir ons graag wil sê nie. Dat ons eie behoeftes en giere op sy mag skuif, as ons hierdie paar verse lees, en luister na wat die woord sê. Here, want dit is U woord, en U praat met ons. En U praat met ons deur die woord wat mens geword het. U kom wys vir ons, hoe moet ons lewens lyk? Hoe moet ons gesindhede lyk? Hoe moet ons geloof lyk? Ons vra, Here, in hierdie oomblikke, breek U woord vir ons oop. U dienaars en dienaresse, luister. Amen. Ek gaan dan vers 14 van vers 14 vir ons lees, net 'n paar kort verse. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ek gaan vers 15 net vinnig hierso lees, hy is nie op die bord nie. Johannes getuig van hom en hy roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat voor my kom, is voor my, want hy was voor my reeds daar. Vers 16, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet wat deur Moses gegee is, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ons skriflesing tot sover. Geliefdes, waar ons laas Sondag 'n bietjie daai eerste woorde van die evangelie van Johannes gelees het ons diep nagedink oor die gedagte, die wonderlike, ek wil amper sê majesteuse gedagte wat Johannes probeer uitspeel, of uitdruk dan nou, dat alles is deur Jesus gemaak. Hy was in die begin daar gewees, daar is nie 'n begin by Jesus nie, dis nie asof hy geskep is op 'n dag nie. Hy het wel mens geword, maar hy was nog altyd daar gewees, deel van die goddelike drie-eenheid. Hy is self God. Soos ons belydenis gesê het, waaragtige God uit waaragtige God. Hy is lig uit lig. En hy lei vir ons verder. Hy lei vir ons nog dieper in hierdie groot misterie van die eeuoue vraag dalk onder soveel mense wat op hierdie aarde geleef het. Wie is hierdie God? Hoe is God? Die Bybel leer vir ons, sy woord is heilig en die woord het mens geword. Hy is die ewige. Hy is die skepper. Hy is die lig in die lewe. En hy kom van die dimensie of die plek waar hy ook al mag verkeer, word hy mens, word hy vlees, sê die ou vertaling. Kom woon hy tussen mense. Stel jouself voor, dis 'n groot misterie dat God alles geskape het,
en dit deur Jesus gemaak het, en ons kyk na onsself, en ons kyk na hierdie wonderlike skepping, en ons besef, maar dit is onsagwekkend, maar daar het 'n baie, baie groter wonder gebeur, geliefdes. Ons vier ons nou Advent, eerste Sondag van Advent, ons vier Kerstyd. Daar het 'n baie groter wonder gebeur, want hierdie selfde God het mens geword. En nie net asof hy 'n supermens was nie, alles behalwe wil ek amper sê, 100% mens, net soos ons, ek wil amper sê, net soos ek en net soos jy, 'n gewone mens, hy het kom ons pyn voel, hy het pyn gevoel. Stel jouself voor, God wat bewoer raak, hartseer raak soos u, of bly raak by geleentheid, wat kom loop op stofpaaie, wat kom deel in ons bestaan. En dan in hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, dat hy eintlik, dat Johannes nie net 'n teologiese lyn vanuit die hemel af tot op die aarde kom trek en sê, God het mens geword nie, maar dat hy vir ons iets kom ontbloot. Hy wil God se hart vir ons kom wys. En Jesus sê hy, Jesus Christus is die volle kern van die evangelie. En as ons Kersfees vier, hy is die hartslag daarvan. Jesus is die volle bediening wat ons moet uitvoer. Ons verkondig hom. Hy is die hart van ons redding. Die woord vir vlees is 'n bietjie 'n Griekse lesie, is sarx, S-A-R-X, sarx. Dit beteken regtig iets soos vleis. Ons sou amper iets kon sê soos God het sarx geword. Hy het kom vleis kry. Die woord het kom vleis kry. In die ware sin van menslike broosheid. Hierdie woord vir vlees is die sterkste moontlike woord wat jy kan gebruik om die volle werklikheid van menswees uit te druk. Die mens in al sy begrensinge, al sy beperkings, die mens in sy pyn, die versoekings. Ek dink baie keer daaroor toe Jesus in die woestyn versoek was, het hy as God wat mens geword het, die potensiaal gehad om toe te gee aan die versoekings. Maar hy was ten volle mens gewees, so iets in my sê, ja tog, hy het geweet wat voel dit om versoek te word. Hy kon nie sondig nie, bygesê. Maar hy het ook emosies gehad. Hy het gevoel en diep gevoel. Hy het kwesbaarheid gehad. Geliefdes, hy het liggaamlikheid gehad. En dit is so onsaaglik belangrik in hierdie feestyd, Kerstyd, dat ons besef, God is groot en heilig en almagtig, maar hy ken die mens, hy presies in alle opsigte soos een van ons geword. Nie soos nie, hy het 'n mens geword in alle opsigte. Die sarx het hy aangetrek, die vleis. En nou is die boodskap van die evangelie, en dit maak dit heeltemal anders as enige ander wêreldgodsdiens, is as ons bid en ons gedagtes, ja, ons sien vir God daar in die hemel op sy troon is wonderlik en goed, en ons kyk na sy skepping. Maar ons aanbid nie 'n God wat daar ver deur van ons af is nie. Ons aanbid God wat hier is, by ons, met ons is. Ek wil amper sê, dis van binne af wat ons hom ken. Want hy ken ons verlies, hy ken verwerping, hy ken moegheid, hy ken trane. En hy is die antwoord op ons diepste vraag wat elke mens hierso in sy binneste of haar binneste dra. Is God ver weg? Nee, hy is ontsaglik naby. Is hy onbetrokke? Is hy koud en onbewoe? Nee, want hy het vlees geword. Mens. Hy het onder ons kom woon. Hy het onder ons kom woon, so, dis nou nog so 'n bietjie 'n Griekse woord. Daai woord beteken letterlik, dis so mooi, dit beteken hy
Hy het sy tent by ons kom opslaan. Ek het nie of jy al 'n preek gehoor het of 'n Bybelstudie gelees het wat hy het sy tent by ons kom opslaan. Is dit nie pragtig nie? Skep dit nie daai beeld so fantasties nie? En as ons 'n bietjie dieper gaan nadink oor die gedagte, as ons sê hy het by onder ons kom woon of hy het sy tent by ons kom opslaan, dan dink 'n mens het mos nou onwillekeurig terug aan 'n ander tent wat God opgeslaan het in die woestyn met die Israeliete, die tabernakel. Die tabernakel was God se teenwoordigheid by hulle. Daar sy aanbid, daar het hulle offers gebring. Die tabernakel en die vuurkolom en die wolkkolom was 'n simbool van God se direkte teenwoordigheid by sy volk. Hulle kon hom sien, om het so te stel. Maar nou kom sê Johannes, Jesus, hy is die ware tabernakel. Jesus verteenwoordig God se teenwoordigheid. Jesus wys eintlik vir ons God. Daar waar Jesus op aarde loop, daar loop God. Daar waar Jesus praat op hierdie aarde, sy woorde is vir ons opgeteken in die evangelies. Daar praat God. Waar hy met 'n ander mens optree, is dit God daar. So sien ons hoe werk God met mense. En dis nie meer 'n tent of 'n tempel nie, dis 'n liggaam. Dis vlees. Hy is nie meer vir sy volkie, maar hy is met sy volk. Laaste Griekse lesie. Die woordjie sigbare glans, ons het gelees, ons het sy heerlikheid aanskou. Dis iets soos ons het sy glans gesien, die woord doxa. Sigbare glans van God. Selfde daar in die woestyn, ek het genoem van die vuur in die wolkkolom, dit was God se heerlikheid wat daar sigbaar was. Johannes kom sê vir ons, nou is God se heerlikheid in Jesus, die mens, te siene. Maar wat kom doen Jesus hier op aarde? Hy het mense genees, ja, maar kom doen hy een of ander kragtoertjie hierso, om vir die hele mense te kan wys, kyk hier's ek, God se seun, God self, ek het gekom. Geliefdes, ons Kersverhaal leer vir ons, hier's 'n prentjie voor, hy's in 'n krib neergelê. Dis 'n krib is 'n dis nie 'n oulike baba kotjie nie, dis 'n bak waar uit diere gevoer is. In 'n stal. Die van u wat ja, almal van u was op 'n plaas, julle weet hoe ryk 'n stal. Daar is God se kind gebore, se seun. Soos gesê het, God self. As hy met 'n sondares kom praat, waar ander haar wil stenig en straf vir haar sonde, dan sien ons in Jesus se optrede in woorde, hoe lyk God se heerlikheid. As ons sien hoe Jesus die kindertjies nader roep, sê maar, wag nou julle, roep die kindertjies nader, en hulle daar by hom kom sit, en hy met hulle sag werk, dan sien ons God se heerlikheid. As die koning van die heelal 'n handdoek om sy middel bind, en gaan afbuig om sy disippels se vuil voete te was, dan sien ons God se heerlikheid. Geliefdes, die Kersverhaal gaan verder. Ons lees ook en bely van 'n kruis wat daar eens was, 'n vloekhout, wat bedoel was vir die wreedste, lelikste sondaars. En God was bereid in mensvorm om aan daai kruis te gaan hang namens ons. Dan sien ons daarin God se heerlikheid. Dat ons nie hoef te twyfel hoe lyk God se heerlikheid nie, sy doxa nie. Sy doxa lyk soos Jesus. Nie net skitterend nie, maar selfverlonend. Nie net hemels nie, maar diep, intens menslik. Dis nie net majesteit nie, maar dis liefde. Liefde in hoofletters. Liefde in rooi geskryf. Met daai selfde kindjie in die krib se bloed.
Ons sien beslis nie net vir God op 'n afstand op sy troon nie. Ons sien die nabyheid van sy seun. Ons het laas Sondag reeds daai gedeelte wat sê vol genade en waarheid het hy gekom. Vol genade en waarheid. Vol genade en waarheid. Dis ook een van die mooiste frases in die hele Bybel wat my aanbetref. Nie net 'n halfies nie. Nie net 50% genade en 50% waarheid nie. Maar volmaak 'n eenheid van hierdie twee. Volledig genade, volledig waarheid. Want geliefdes, waarheid alleen maak hard. Genade alleen maak mense ligsinnig. Iemand het my een keer gevra, of beweer, maar ons verkondig die evangelie op so 'n manier, en daar is nou maar vryspraak en vergifnis vir alle mense, dat dit eintlik julle kerkse bediening kragteloos maak. Daar moet mos gevolge wees vir sonde en so. En dit klink so vir 'n oomblik, ja, is ons nie dalk, is Jesus se genade so wonderlik en omvattend dat daar selfs plek vir die slegste sondaar is om in sy genade in te kom? En die antwoord is ja. Ons is nie ligsinnig daaroor nie, ons weet dit het duur gekos. Hy is vol genade, maar hy is ook vol waarheid. En as ons die waarheid weggooi ter wille van die genade, of vice versa, dan gee ons die hele evangelieprys, want in hom was daar volledig waarheid en genade. Genade en waarheid. En sy genade roep ons nader. En hy sê, kom na my toe. Daar's genade in oorvloed. Die waarheid sal jou bevry. Genade genees die wond. Die waarheid keer dat die wond ooit weer oopskeer. Dit is sag genoeg dat Jesus die sondaar kan vergewe. Maar hy is heilig genoeg om die sondaar tot bekering te roep. Hy sê nie net vir daai vrou, gaan nou maar, nie, hy sê, gaan en moenie meer sondig nie. Uit sy volheid, lees ons verder, uit sy volheid het ons almal ontvang. Geliefdes, wat is volheid? Is dit 'n bietjie? Is dit halfies? As die Here Jesus self na hierdie aarde gekom het en betaal het, sal hy vir ons ten volle sy genade gee, ten volle sy liefde gee. Ja, dis nie 'n druppeltjie nie. Dis 'n oseaan van genade en liefde. Dis nie net 'n bietjie nie. Dis nie net genoeg vir vandag nie. Dis oorvloedig. Niemand, geen mens kan sê, ek is jammer, ek het te min genade van die Here ontvang nie. Ek kan nie verander nie. Johannes sê ons almal het dit ontvang. En dan vers 16. Genade op genade. Genade op genade. En mens kry daai idee van die see se branders, dit kom net. En dit kom en dit hou nie op nie. En net soos wat jy dink God se genade kan dalk vir my opgeraak het of min geraak het, dan kom die volgende brander van genade. En al het ons miskien die indruk op hierdie aarde gekry dat ons baie min het, of baie min ontvang het. Of een of ander teëspoed het nou vir my teëgekom, en nie my buurman nie. Of my kind het iets oorgekom, of ek ly aan 'n verskriklike siekte waarvoor daar waarskynlik nie genesing is nie. En dan ek gaan op my knie en ek vra, Here, waar is u genade dan? Al het ek niks gehad nie. Dan het ons die ewige lewe, wat niemand van ons kan wegneem nie. Hoe sê die Bybel, die helse poorte kan dit nie oorweldig nie. Dit is vir ons gegee. Dis hoekom Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Dis die blye boodskap van die evangelie. As jy geval het, is daar opstaan genade. As jy moeg is daar dra genade. As jy stikkend is daar heelmaak genade. En as jy skuld het, waarmee jy struwel en nie weet wat om daarmee te maak nie, is daar vergifnis genade. Genade op genade, op genade. Niemand het ooit God gesien nie. Die Seun het hom bekend gemaak. Abraham het dalk iets van hom gesien of beleef. Moses het iets van hom gesien.
Elia het iets van hom gehoor of gesien, Jesaja het iets, maar niemand het God nog ooit gesien nie. Die Bybel sê, as jy wil vir God sien, kyk na Jesus. As jy weet hoe hy lyk, kyk na Jesus. As jy wil weet hoe hy voel, kyk na Jesus. As jy wil weet hoe hy praat, luister na Jesus. As jy wil weet hoe hy vergewe, hoe hy optree, hoe hy reageer. Hy is nie net God se boodskapper nie. Hy is baie meer as dit. Hy is God se volle openbaring. Hy is nie net die stem van God nie, hy is God se hart self. Geliefdes, dan moet 'n mens vra, maar as ons soveel gekry het en ontvang het, en ons glo hier is die waarheid, en ons sê, ons volg in die voetspore van ons Heiland en Here, dan kom vra God van ons ook, gaan wees genadig, gaan hê lief, op so 'n manier soos wat Jesus vir jou gewys het, opofferend, in nederigheid, daar wat die een hand dikwels nie sien wat die ander hand doen nie, gaan wees jy ook God se woord en God se lig, sy genade en sy liefde en sy waarheid vir die ander mense rondom jou in hierdie wêreld. En mag dit regtig so wees in hierdie Kerstyd ook. Alles wat mooi is vir elkeen van u, mag die Here u dan seën dat die woord nie vir vandag net gehoor sal word nie, maar dat u dit sal gaan uitleef waar ons uitstap hier so vandag. Amen. Here, ons hele boodskap staan en val by die geloof dat God 'n mens geword het. Want dit is waaroor alles maar alles gaan. Help vir ons om nooit 'n greintjie van die waarheid ooit prys te gee vir enige mens wat met 'n ander gedagte of boodskap kom nie, o Here. Ons vra ook dat U dit so sal doen in ons lewens dat daar altyd genade sal wees. Want dit is wat Jesus vir ons kom gee het. Dit is wat hy vir ons kom wys het. Dit is wat hy vir ons geleer het. En Here, ons besef maar al te goed, ons is nie Jesus nie. En ons het baie donker in ons. En ons kies ook, soos die Johannes sê, die mense kies dikwels maar vir die donker, in plaas van die lig. Maar ons is maar vanoggend in ons saamwees as 'n gemeente en as individue weer 'n besluit kom maak en weer 'n oorgawe kom maak. En sê, Here, ons sal vir U lewe. Want U het vir ons alles gegee. Ons wil ons alles vir U kom gee. En ons sal dit doen so ver as wat dit vir ons menslik moontlik is. Maar ons het vir U nodig om ons daarmee te help. Kom maak ons harte sag, o Here. Kom gee vir ons nuwe insig, dat die Bybel nie net lettertjies op 'n papier in 'n boek sal wees op ons bedkassie nie, maar dat ons hierdie waarheid, U woord, werklik sal begryp en sal indrink en eet en dat dit deel sal word van ons. En daarvoor moet ons kyk na wie is die woord wat mens geword het. Wie is God wat mens geword het? Dit is Jesus. Dankie vir 'n volmaakte voorbeeld. O Here, in hierdie feesseisoen wat voorlê, wil ons mekaar bid. Ons dink aan al die mense wat U liefhet, maar mense wat ook steeds in 'n donker wêreld is. Mense wat op pad is na 'n nuwe wonderlike nuwe wêreld, soos die geloofsbelijdenis van Nicea dit uitdruk. Die wêreld van die toekomstige eeu, maar nog steeds hier moet wees. En nog steeds die pyne en die seer en die gemis van 'n menslike liggaam moet trotseer. Wees ons genadig, wees hulle genadig, Here. Werk deur ons. Ons bid sommer nou al vir volgende jaar. Here, ons het lekker aktiwiteite en goed wat ons in die gemeente gaan doen. Ons gaan ook elke Sondag hier by mekaar kom as dit die wil mag wees. Mag U hand ook oor ons gemeente, nee Here, U gemeente wees, oor Wes. Seën elkeen van ons lidmate, die wat vanoggend aan die kerkbanke sit, die wat dalk nie hier kan wees nie. En Here, ons vra eintlik maar net dat in hierdie tyd dat U net 'n leë boodskap sal wees en as ons na daai liggetjies en die kersboompie en die geskenke kyk, dit net nog 'n jaar, net nog 'n Kersfees sal wees nie.
maar dat ons die koms van die Messias sal herdenk, nie net op Kersdag nie, maar elke dag. Ons bid dit dan in Jesus se naam. Amen.